Vandag wil ek begin met 'n van my baie exciting gedeelte. En dit is 'n reeks wat hopelik gaan vir 'n paar weke oor die realiteit van die geestelike lewe. En ek kan nog nie my kop presies omkry hoe ek dit gaan aanpak nie. Ek weet gelyk vir die eerste 2 weke is baie wyd inleidend tot die storie. En ek kom maar na 'n bietjie meer prakties te raak oor van die goeie. Want dit is net so 'n groot wêreld en ons as westerse mense, ons drink pille, ons drink nie bossies nie. Ons weet hoe die wêreld werk blikbaar en al sulke goede. En ons tipe mense sukkel met hierdie ding van die geestelike wêreld wat net so realiteit is soos die fisiese wêreld. En so vandag wil ek begin kyk daarna en vandag spesifiek na die 2 koninkryke wat vir ons beskryf word. Daar word baie duidelik beskryf koninkryk van God, koninkryk van Satan. En hierdie 2 koninkryke is ooreenkomstig. So ek wil vandag net as ons begin kyk daarna as inleiding tot daar is so 'n ding, is baie reël. En waar staan ons met hierdie hele storie, wie is die rolspelers in die storie en al sulke dinge. Kom ons kyk Matteus 12 vers 26 is eerste plek. En as die Satan uitdryf, dan is hy teen homself verdeeld. Hoe sal sy koninkryk dan bly staan? So dis Jesus wat verduidelik hierso. Hy verwys na Satan se koninkryk. Dis daar en dan as jy vers 28 wil kyk. Maar as ek deur die gees van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God by julle gekom. So Jesus was hier in die verduidelik van wat hy besig is om te doen, hoe hy dit doen, met wat se krag hy dit doen, maar hy verwys baie duidelik na die koninkryk van Satan en hy verwys na die koninkryk van God. En Jesus se toetrede tot die wêreld was die finale nekslag, triomfantelike aanslag op die koninkryk van Satan gewees. As ons deel van God se koninkryk is, of teen wie is ons in konflik dan? Hoekom is God se koninkryk belangrik? Hoekom is dit belangrik dat ons bonatuurlike krag het vir ons lewe en ons bediening? En hoekom is liefde en simpatie nie die norm in ons wêreld nie? Die hoofgedeelte van vandag, 1 Johannes 5. Hoekom is hierdie nie net 'n nice liefdevolle plek nie? 1 Johannes 5 gaan vir julle lees van vers 18 tot 20 of 21, hang af wat se vertaling jy weet het. Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie, maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself en die bose het geen vat op hom nie. Ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld in die mag van die bose lê. En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken en ons is in die waaragtige, in sy Seun Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. My kinders, bewaar julleself van die afgode. Vandag die belangrike gedagte in vers 19. Ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld in die mag van die bose lê. Kan jy die rol en die status van Satan sien hierso? Dit is nogal 'n verstommende storie. En is dit deel van jou wêreldsbeskouing? Daar's iets aan die gang hierso, 'n sataniese krag of mag wat die wêreld so erg beïnvloed dat Johannes net bloot sê dit lê in die mag van Satan. En dit is wat ons opstel is. En om hierdie realiteit te ontken of te leef asof dit nie daar is nie, maak jouself kwesbaar. Mense is blind vir hierdie goed en dan wonder laat altyd mense staan met seker wat is verkeerd met my lewe? Hoekom gaan dit so? Daar's 'n baie duidelike rede oor die geestelike wêreld. So jy kan nie leef asof dit nie daar is nie. Dit het 'n invloed. En om nie kwesbaar te wees, moet ons weet van hierdie dinge. Wat beteken dit dat die wêreld in die mag van Satan lê? Dit beteken hy is 'n heerser oor wat hier in die gang is in die wêreld waar ons lewe. Wat beteken dit is 'n bose wêreld? As hy invloed het en wat in die gang is, beteken dit die tyd waar ons lewe is 'n bose tyd. En dit lyk soos alles wat die Nuwe Testament bevestig. Kom ons kyk gou na 'n paar plekke. Eerste een is Galasiërs 1. Gaan vandag nog baie skrifgedeeltes net raakvat.
Galasiërs 1 vers 3 en 4. Genade vir julle en vrede van God die Vader en ons Here Jesus Christus, wat homself gegee het vir ons sondes, sodat hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld, volgens die wil van ons God en Vader. So dit sê, so die teenwoordige wêreld waar ons nou lewe is 'n bose plek. Hoekom? Dit lê in die mag van die bose. Dis wat Johannes 1 Johannes 5 gesê het. Efesiërs 5:16. Efesiërs 5:16. En koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Selfde idee, die dae waar ons bly, met ander woorde die tyd waar ons bly, is boos, want dit lê in die mag van die bose. Kolossense 1 vers 13 en 14. Kolossense 1, 13 en 14. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van ons sonde. Wees dit verduidelik van daar's 'n mag van duisternis. En dit is waar Jesus ons kom red het. So die gevolgtrekking logies is, ons wêreld word oorheers deur die koninkryk van duisternis. En Christus kom red ons uit hierdie storie uit, en hy sit ons in sy heerskappy. Dit beteken ons word gered uit hierdie mag of autoriteit of krag van die bose. Dis waar ons gered word. Die Bybel verwys, ons kan ook hier na kyk, as ons kyk na die Bybel verwys na die Satan, wat sê dit van hom? Kom ons kyk 'n paar plekke van dit. 2 Korintiërs 4. 2 Korintiërs 4 vers 3 tot 4. Maar as ons een van evangelie dan nog bedek is dit bedek in die wat verlore gaan, naamlik die ongelowiges in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het. So dit sê, daar's 'n God aan die werk in hierdie wêreld dat mense verblind, hulle verstande verblind. So later dan kyk, maar kyk nou waarna verwys die Bybel na Satan. Hy is die God van hierdie wêreld. Efesiërs 2. Efesiërs 2 vers 1 en 2. En julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van ongehoorsaamheid werk. Weer is dit 'n titel vir Satan, die owerste van die mag van die lig. Party vertalings verwys, noem dit die prins van die mag van die lig. So, is dit simbolies? Ek dink nie so nie. Dit sê, in hierdie lig, hierdie goed hier om ons, is daar 'n mag, en oor die mag is daar 'n owerste, of 'n prins, en hierdie prins is 'n heerser, en hy vorm die heersende tendense van wat in die gang is hierso. Dis in die lig om ons. Dis wat hy sê. So Satan vul die atmosfeer met sy krag en goede, maar meer spesifiek werk hy deur die kinders van ongehoorsaamheid, wat van gepraat word. Wat beteken vir my net, hy het vrye teels om te werk in mense wat se wil in opstand is teen God, kinders van ongehoorsaamheid, mense wat net weier om te buig voor wat Jesus sê. Dit is hoofsaaklik wat Satan deurwerk, die kinders van ongehoorsaamheid. Jesus homself verwys op 'n paar plekke na hierdie prins van die lig as die heerser of die owerste van die wêreld. Johannes 12, gaan daar so. Johannes 12 vers 31. Nou is dit die oordeel van hierdie wêreld, nou sal die owerste van hierdie wêreld buite toe gedryf word. Dis wat Jesus hom noem, owerste van hierdie wêreld. Johannes 14 vers 30.
ek sal nie veel meer met julle spreek nie, want die owerste van hierdie wêreld kom en het aan my niks. Selfde titel wat Jesus hom gee. Johannes 16 vers 11. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. By Jesus wat na gesprek is hierso, net verwysings van Jesus na Satan as die owerste van hierdie wêreld. Die nuwe vertaling praat van die duiwel, alle verwysings wys dit die mag van die bose, die heerser, die owerste van die wêreld. So dit lyk asof die nuwe vertaling al hierdie konsepte saam, dit is wat na verwys word. Heerser van die wêreld, God van die wêreld, heerser of prins van die mag van die lig. So hier wat ek by jou wil weet, is dit jou wêreldbeskouing op hierdie stadium? Is dit hoe jy na die wêreld kyk en vir jouself sê, dis so baie, toe ek hierdie ding begin deurneem, omtrent net sit en asemhaal en ek, dis nogal erg. En dis nie 'n boodskap om jou moedeloos te maak oor hoe erg en die charge hy is nie. Dis net die realiteit van, daar is in hierdie wêreld van ons 2 koninkryke. En dit maak dit nogal maklik vir my kopie aan die een kant om te dink, want hoe weet jy nou of reg en verkeerd is? Dit kom van een van 2 koninkryke af. Daar is nie 'n ander opsie nie. En ek hoop dat jy sien vanoggend dat die hele wêreld is ingedeel in hierdie goede. Wat beteken besigheid, industrie, politiek, vermaaklikheid, sport, maak nie saak wat jy dan kyk nie. Alles wat in die wêreld in die gang is, lê in die mag van die heerser of die God of die prins van hierdie wêreld. En dit is waar God ons kon red. En as ons kinders dan van sy koninkryk is dit teen wie ons in opstand is of nie rebellie nie, wat se woord, in konflik is. Dit is ons oppositie. En ons het baie duidelike onderskeiding en insig en oordeel nodig om ons lewe te leef in hierdie wêreld oor hierdie realiteit. Daar's 'n gevaar in 'n oorvereenvoudiging wat mense hierso dink ek het, wat ek graag vir hulle wil uitwys. En dit is dat mense sê maar Jesus het gekom, hy het die bose oorwin, ons weet dit. Wat beteken hierdie ding kan nie meer daar wees nie. Dit is nie so ons van toepassing nie, ons is nie 'n gevaar in daai opsig nie. Dis 'n verstaanbare afleiding. Want kom ons kyk gou na 'n paar plekke weer van dit op Johannes 12 vers 31 wat die Bybel sê oor Jesus kon doen. Nou is dit die oordeel van hierdie wêreld, nou sal die owerste van hierdie wêreld buite toe gedryf word. Dis wat ons het net nou gekyk, maar dis wat Jesus gesê het wat hy gaan doen. Psalms 16 vers 11 wat hy gesê het, en van die oordeel oor die owerste van die wêreld geoordeel is, ons het even nou gekyk ook, Hebreërs 2 vers 14, Hebreërs 2 vers 14. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die bloed hom tot niet kon maak, wat mag oor die dood het, dit is die duiwel. So hy het mag oor hom, God se mag het al die dinge van Satan vernietig. Selfs is Johannes, Kolossense 2 vers 15. Nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Dis wat Jesus gedoen het. Ons weet al hierdie dinge, al hierdie goed is fantastiese waarhede wat so is. Die oorvereenvoudige afleiding sal wees, ons is nie met gevaar daaroor nie. Want dit is nie by die Bybel vir ons verder sê nie. Dit beteken nie die oorlog is verby, omdat Jesus dat hy gewen het nie. Nou, hoekom dit so werk, weet ek nie. Ek sien dit net orals. Dit is soos 'n tyd wat verbygaan tussen wanneer iets amptelik is en wanneer iets prakties lyk dit waar is. En die Bybel is vol daarvan. Byvoorbeeld, as jy dink aan Dawid. Hy was nog 'n jong man, toe word hy geseën as koning, gesalf. Klaar, God het vir jou gesê, jy gaan die koning wees, salf hom. Dit was jare en baie twak voordat Dawid uiteindelik op die troon kon gesit het. En daar is sulke klomp goede wat so is in die Bybel en net in die wêreld self, as jy dink van
wanneer gaan gebeur? Jy koop 'n huis nou, hier begin jy betaal as die rentekoers al weer 3% op. Of Wêreldoorlog 2, hulle het geëindig amptelik. Papiere is geteken vir einde van Wêreldoorlog 2. Dit was nog amper 'n jaar later, en so 8 maande wat die bekleierheid aangehou het. En in daai tyd is meer mense dood as in die tyd voor die oorlog eintlik gestop is. Hoekom dit so werk, I don't know. Die prentjie wat vir my kop sin maak, verduidelikingsgewys vir myself is, dit is soos huisarrest. Jy het iemand wat skuldig bevind word, geoordeel word, gevangenes word, hy is in huisarrest. Hy kan nog redelik rondbeweeg in die tyd wat aan huisarrest is, maar die wetlike gedeelte is klaar mee afgaan. Maar hy kan nog twak maak van daar uit, en ek het al 'n paar keer films gesien waar 'n ou in die tronk sit, en nog groot gemors aan die buitekant organiseer oor sy invloed. En dis my half die prentjie wat ek het van Satan nou. Die wetlike aspekte is klaar mee afgehandel, maar daar's 'n tyd wat ek weet nie hoekom jy dit so gedoen het nie, maar in daai tyd het Satan nog invloed, so baie dat die Bybel sê hy is die God van hierdie wêreld. En ons word uit daai mag van hom uitgered en ons het mag oor wat hy aanvang, dis die genadige gedeelte, maar hy kan nog te kere gaan op aarde. En hy werk hoofsaaklik deur sy agente in die buitekant. En eendag sal hy finaal agter die tralies wees wanneer God hom in die poel van vuur gooi. Tot daai tyd sit ons met sy twak opgespeep en met daarmee deel. En jy kan nie weghardloop of vlug daarvan. Ek onthou in die begin met al die goeie vader gesê, ek wil nie oorlog maak nie. Ek is deel van die familie van Jesus. Ek wil familie wees. Ek wil 'n boetie wees en 'n sussie wees en goede. Ongelukkig is daar 'n oorlog ook. Ons is al daai dinge, maar ons is ook in 'n oorlog. Kom ons kyk net wat sê die Bybel oor hierdie oorlogstorie. Jesus, ons het al daarna gekyk in Johannes 12 vers 1 wat sê, die eerste van die wêreld word uitgewerp. En dan ten spyte daarvan in Johannes 17 vers 15, hoor ek wat bid hy daarso. Johannes 17 vers 15. So hy het net vir hulle gesê, die owerste van die wêreld word oorwin, en dan sê hy die volgende bid hy, ek bid nie dat julle uit die wêreld wegneem nie, maar dat julle van die bose bewaar. So hy sê, as in die wêreld is die bose nog hierso, maar hy bid vir sy Vader dat ons bewaar word hierso. So die oorlog gaan aan. Jesus erken daai ding. Hy het ons net die autoriteit gegee oor dit. Die konflik tussen die twee koninkryke gaan hoofsaaklik oor ons siele. Dis waar die trein misgaan. En jy hoef nie eers iets spesiaal of spektakulêr te wees wat Satan jou haat nie. As jy 'n mens is jy gemaak in die beeld van ons Skepper, en ek dink net dit is genoeg om in die moeilikheid te hê. Natuurlik as jy 'n kind van God is en lewe met hierdie openbaring, dan kan jy dink hoe radikaal verskil jy van jou omgewing as jy hierdie wêreld ding het van dis hoe dit werk, as twee koninkryke. As jy dit glo, verskil jy radikaal van die res van die samelewing. En as jy so lewe, is dit nog erger. So ek dink Satan gaan definitief 'n plan maak om jou 'n bietjie meer te drol. Wat dit gaan oor siele. So hy sal enigiets in sy vermoë doen. Hy haat mense om hulle in die duiwel of in die ewige verdoemenis saam met hom in te sleep, in te lieg, in te bedrieg, in te steel, maak nie saak wat nie. Hy sê jy daar probeer kry. Hy haat mense. Wat beteken die groot aanslag of een van die groot aanslae van Satan teen ons is teen evangelisasie. Nie noodwendig die programmetjie van ons gaan uit in groepies nie. Die ding het van jy deel met mense God se waarheid in sy koninkryk en probeer dit daar kry. Die liefste volle ding wat jy vir iemand kan doen is om te vertel van Jesus en om daar te probeer uitkry. As iemand infeksie het en jy gee vir 'n pynpil, gaan mense dink dis baie liefdevol van jou. As iemand infeksie het en jy gee vir 'n pynpil, maar jy sit met antibiotika in jou binnesak, gaan mense nie dink dis liefdevol nie. Hulle gaan dink jy's van die kop af. En dis die verskil sien ding van ons het meer vir mense as net 'n voedingprogrammetjie of klere of kom ons help jy met berading of al daai goed is fantasties, dit hoort in die kerk. Maar as dit net dit is, dan mis ons altyd die ding van ons het die liefde van God, ons moet mense kry. En dit is so 'n groot aanslag van Satan se koninkryk teen daai ding. So vanoggend wil ek dit afsluit deur net na 6 punte te kyk van wat Satan doen om te keer dat mense die waarheid van God hoor en gered word of vrykom. Eerste punt, Satan verblind die verstand van ongelowiges. Ons het net die vers gelees, dis in 2 Korintiërs 4. Ek gaan dit vir julle in die nuwe vertaling lees.
2 Korintiërs 4 vers 3 tot 4. Nie vertaling. As die evangelie wat ons verkondig tog nog met 'n sluier bedek is dit bedek net vir die wat verlore gaan. Hulle is die ongelowiges wie se verstand deur die God van hierdie wêreld verblind is, sodat hulle die lig van die evangelie nie kan sien nie. So dit is wat Satan doen. Hy verblind mense se verstande, sodat hulle die waarheid van God nie kan raak sien nie. En ons het bonatuurlike krag nodig om oor hierdie ding te kom, hierdie invloed wat Satan op mense het, sodat mense kan God se woord hoor en sy waarheid hoor en dit aanvaar. Tweede punt, Satan steel die woord by mense as hulle dit hoor. Dis in Matteus 13, baie bekende storie van die saaiër. En in vers 4 en vers 19 is die storie en die verduideliking. En terwyl hy saai, val 'n deel langs die pad en die voëls het gekom en dit opgeëet. As iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie langs die pad gesaai is. So dit sê God kom, jy het miskien 'n kans om die woord van God met iemand te deel en dan kom Satan soos 'n trop voëls voorgestel en hy kom vat die saad weg sodat dit nie kan ontkiem en iemand daaroor kan sit en dink en dit kan ontkiem in sy hart en begin vrug dra nie. En ek vermoed een van sy gunsteling maniere prakties om dit te doen is net met geraas of besig wees. As jy dink jy stap uit die oggend, jy het iets gehoor en jy dink, dis amazing, bietjie oor dink, jy klim in die kar, begin jou vrou praat oor môre se partytjie. Of die kind gaan in die skree agter, of iemand bel, of ons radio se permanent aan, televisie se permanent aan. Dit is verskriklik, net die aantal persentasie omtrent vir die meeste mense. En dit roof ons die geleentheid van God, wat net sy woord ons ontkiem en ons kan luister en hoor wat hy sê daaroor. Ek dink dis een van die groot goede. Maar natuurlik nie net dit nie. Enige manier wat Satan kan kry om die woord wat in jou hart gesaai is, weg te vat sodat dit nie kan ontkiem nie. Punt 3. Satan gebruik valse wonders en tekens. Matteus 24. Vers 24. Want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. Valse profete en valse Christusse wat dan obviously valse dinge doen en valse dinge sê. 2 Tessalonisense 2. Want ons so baie geblaai word. 2 Tessalonisense 2 vers 9. Hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerlei kragtige dade en tekens en wonders van die leuen. So die duiwel was nog altyd 'n copycat. As jy dink in Eksodus 7, moes Aaron sy staf neergooi sodat dit 'n slang kon word, sodat dit was deel van die demonstrasie van God se krag. En toe kom Egipte se towenaars en doen presies dieselfde ding. En ek vermoed dit is 'n deel van die rede hoekom so baie mense weggesleep word deur New Age foefies. Want dit is nie foefies nie. Daar's regte krag agter dit. Dis regtig wat gebeur. En dis die hele tyd wat ons kry van mense as wat hulle praat oor goed, maar dit werk dan. Maar natuurlik werk dit. Die antwoord was nog nooit dis is asof dit is, as dit werk is van God, is dit nie werk, is dit nie van God nie. En goed kan werk wat nie van God is nie. Dis op die Bybel se waarsku teen valse profete, hulle profeteer in jou lewe. Valse Christus wat gaan kom en sê ek is die Christus en dit lyk vir ons soos ek kan nie dink 'n ou so stupid nie. Maar as jy na al die stories kyk van ouens in Australië en ons wat sê ek is Christus, mense wat hom volg. Hierdie is net 'n bietjie meer subtiel natuurlik. As 'n ou kom en vir sê kom ons help 'n bietjie en val 'n bietjie daar. En ons gaan in die volgende paar weke iewers prakties meer oor dit goed te praat. En wat ek gaan probeer om mee te doen is om 'n lysie te maak van hierso is wat reg en hierso verkeerd is. Dis nie so hard gaan nie.
jy kan 'n herbie eet, of jy kan 'n herbie eet. Daar is twee verskillende maniere van wat jy kan gebruik om gesond te word. Dit gaan nie oor die ding nie, het nooit oor die ding gegaan nie. Dit gaan oor koninkryke. Wat is koninkryk om met die ding vanaf? Maar Satan mislei mense deur valse wonders en tekens. Dit was nog nooit anders dan nie, dit is nou definitief nie anders dan nie. En Openbaring 12 vers 9 sê hoekom hy dit doen. Dit sê daarso, dit sê hy mislei die hele wêreld. Dit is wat hy doen. Hy is 'n misleier. Punt 4, Satan gebruik mense om ander mense te verhinder om by God uit te kom. Daar's 'n storie in Handelinge 13. Van vers 6 tot 12, gaan ek vir julle lees. Hier is net inleiding. Paulus en Barnabas is hier so in Cyprus besig om te preek. En hulle het die eiland deurgegaan tot by Pafos en 'n towenaar gevind, 'n valse profeet, 'n Jood met die naam van Bar-Jesus. Hy was by die goewerneur Sergius Paulus, 'n verstandige man. Die het Barnabas en Saulus laat roep en hulle versoek om die woord van God te hoor. Maar Elimas die towenaar, want so word sy naam vertaal, het hulle teengestaan en het probeer om die goewerneur afkerig te maak van die geloof. Maar Saulus, dit is Paulus, vervul met die Heilige Gees, het die oë op hom gehou en gesê, kind van die duiwel, vol van alle bedrog en alle listigheid, vyand van alle geregtigheid, sal jy nie ophou om die regheid weer van die Here te verdraai nie. En nou kyk, die hand van die Here is op jou, en jy sal blind wees, en die son 'n tyd lank nie sien nie, en onmiddellik het daar donkerheid en duisternis op hom geval, en hy het rondgegaan en gesoek na mense om hom by die hand te lei. Toe die goewerneur dan sien wat daar gebeur het, was hy verslae oor die leer van die Here en het geglo. So, Elimas is toe die mens wat Satan gebruik om te verhinder dat die goewerneur die waarheid van God hoor. En hier is 'n oulike prentjie nogal van waar 'n kragtige ingryping was. En ons sal later by sulke goed kom, maar daar's mense wat glo dat kragtige werkinge is nie meer vir ons tyd nie, dit opgehou met die apostels. Ons is van die wat glo nie eens twak behoort aan te gaan. Dis 'n skande dat daar so min van die kerk in die gang is. Maar daar was 'n kragtige ingryping van God gewees en die goewerneur sê ek sien God. Die Satan gebruik mense om ander mense te verduister of te mislei of te whatever jy dit wil noem. In Matteus 13 is 'n half dieselfde beskrywing van die ding. Matteus 13 vers 38. Die goeie saad, dit is die kinders van die koninkryk, en die onkruid is die kinders van die bose, en die vyand wat dit gesaai het is die duiwel, die oes is die volëinding van die wêreld, en die maaiers is die engele. Hy het 'n verduideliking van die gelykenis. En hy sê dat die Satan of die duiwel saai sy onkruid hier tussen ons. En dis mense, dis wat ek gesê het op 'n ander plek van hy werk deur die kinders van ongeregtigheid. So Satan is besig om aktief en strategies hier aan te gaan. En hy saai sy mense oral hier so tussen, en dis nie sommer net willy-nilly nie, dit is met 'n geslim plan van hom, om uit te kom, om te keer dat mense nie die evangelie van God kan hoor nie, en nie vrykom nie. Punt 5, Satan verhinder evangelisasie sommer net in die algemeen. In 1 Tessalonisense 2, is net Paulus, wat vir hierdie lotskrywer sê, ek wil so graag met julle toe kom, ek wil julle kom bedien, maar die Satan het my al 'n paar keer verhinder. Ek weet nie wat al met jou gebeur het, maar jy besluit, jy moet vir iemand gaan bid, dan kom jy by die kerk as die battery pap. Of jy moet iewers jou vlieg en jy kom aan die lig en die ding is vertraag, of net honderde sulke stories van hoe dit prakties goed gebeur wat verhinder, dat jy met by mense kan uitkom en hulle kan help en bedien. Laaste punt vir vandag, Satan gooi Christene in tronke en vervolg hulle. Openbaring 2 vers
vers 10. Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word, en julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en ek sal julle die kroon van die lewe gee. Dis vir die gemeente van Smyrna geskryf, maar dis die prinsip van die saak van, Satan doen nie die goede. Hy sal mense erg vervolg, tronke, allerlei goede, en die woord net hier so sê net, byt vas. Al is dit tot die dood toe, byt net vas. Petrus het dieselfde gedagte gehad, hier so in Petrus 5. In Petrus 5 vers 8 en 9. Wees nigter en waaksaam, want julle teenstander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Julle moet hom teenstaan, staan vastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Hier is nie vir ons nie, dis nie omdat jy spesifiek of uniek is nie. Dit is wat God se kinders deurgaan. Hulle word gesoek. Die Bybel soek wie die duiwel soek wie kan verslind. Hy is lustig, hy loop rond. Het julle op Facebook gesien dalk Adlai se cute prentjie? Hy het vir ons 'n brullende leeu geteken. Dit is so, man, daai leeu se houding. Maar dit is wat ons moet deel, julle. Dit is daar's 'n gevaar daarin. Dis nie kragtig oor ons nie, maar dis 'n gevaar. En dit sê ons moet wakker wees. Dis wat ons moet doen. So as jy nou vandag se boodskap net in isolasie hoor, wat ek nie hoop gebeur nie, so jy moet nie volgens maar gaan kyk, maar as jy vandag se boodskap in isolasie hoor, dan voel dit al soos oorweldigend van net die bose wat in die wêreld is, maar ons, dis aan die ander kant ook nie nuus nie. Ons kan ons sien wat aangaan, lees op koerant. Maar vandag was dit om te illustreer, dis 'n realiteit wat om ons aan die gang is. Daar's 2 koninkryke. En ons, as ons God se kinders is in opstand teen 'n wêreldwye krag wat groot gedeeltes van ons kultuur en ons samelewing beïnvloed. En ons is radikaal anders as daai. En hierdie bose krag het nie probleem met ons daaglikse goed soos werk en slaap en ontspan en sulke goede nie, solank as dit doen soos die wêreld dit doen. As jy dit nie so doen nie, dan is daar 'n bietjie meer moeilikheid en dan 'n bietjie meer oorlog. En dan het ons God se krag en sy autoriteit nodig. En dis deel van wat ons moet leer, dink ek in die hele proses is wat God kom doen het, want hy het hom definitief oorwin en hy het vir ons krag en autoriteit oorgegee. En ook net vandag, Satan is gekant in enige vorm van verlossing of mense wat by God uitkom. Hy haat mense, hy sal enigiets in sy mag doen om mense saam met hom in die verderf in te sleep. Ten minste sal hy probeer om die wat gered word te keer dat hulle nie verlos word ook sommer nie. En jy soveel as moontlik in bondage hou. So ons het nog eers begin met al sulke vrae van wat van demoonbesit en wat van siekte en die duiwel, wat van al sulke goed nie. Hooplik sal ons. Vandag wil ek net eers afsluit met hierdie belangrike skrif. 1 Johannes 4 vers 4. Julle behoort aan God, liewe kinders, en het die valse profete klaar oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as die duiwel wat in die wêreld is. So dit is vandag se bottom line, dit is 'n stukkie op in die einde van 'n stukkie taai net donker voel ek. God is in ons, hy is groter as die duiwel wat in die wêreld is. Maar ons is in hierdie wêreld en net wees wakker, wat die Bybel sê. Kom ons let ons oor. Here, dankie dat u woord duidelik is oor wat aan die gang is en ek wil daai dit was die rede hoekom ek 'n Christen geword het. Is dit wat ek in die wêreld sien ek ook in die woord. Ek kan dit sien, hoe jy verduidelik. En dankie vir u waarskuwings dat ons moet wakker en nigter wees. En dankie bo alles weer eens vir die groot genade dat u ons kom red het, dat u ons uitgehaal het uit die koninkryk en die autoriteit en die krag van die bose en die duisternis en dat u ons oorgeskuif het in die koninkryk van u seun, die koninkryk van die lig. En dat u in ons die autoriteit kom gee het in die naam van Jesus. En dat ons in oorwinning kan leef en dat ons vreesloos kan wees en vreesloos kan handel met die bose, soos wat u gedoen het, soos wat u kinders het gedoen het. Dankie vir die woord wat sê, ons het klaar oorwin saam met u. Wat u wat in ons is
is groter as die duiwel wat in die wêreld is. Dankie daarvoor. Ons seën in die naam Here en ek kom vanoggend net weer en ek seën hierdie klomp mense in die naam van Jesus Christus met u kosbare teenwoordigheid van u Gees op hulle lewe wat genoeg is vir krag om elke dag deur te lewe, wat genoeg is vir insig in alle omstandighede in hulle lewe. En Here, ek vra net dat u vir ons almal my 'n bewustheid sal gee net weer vir die belangrikheid van u liefde uitdra meer as net help. U liefde uitdra op 'n manier wat mense by u uitkry. Ons waardeer u en ek bid ook vir 'n veilige beskerming totdat ons weer by mekaar is. In Jesus se naam. Amen. Amen.